potensiaal te vind. Sy was onlosmaaklik deel van ons, en dis hoekom ek my eerste punt van dank dan so stel. Vir Dominee Konrad, vir sy besoeke, berading, troos en betrokkenheid, vir kalmte in die storm, en dankie ook vir jou boodskap vandag. Jy stap die lang pad met 'n mens, nie net stukkies nie. Vir die gemeente NG5 ook, waar sy 'n lidmaat was, vir julle vriendelikheid, belangstelling, julle ondersteuning en gebede, vir die susters wat vir ons reg staan vandag met verversings, vir Lani met die reëlings, Pieter met die tegnologie, en Reg met al die ordereëlings, Rieneke, soos altyd agter die orgel, baie dankie daarvoor ook. Die dokters, Dr. Henry Pretorius, Nicola Gabrowski, fysioterapeut Hanlie Cronje, Suster Cheryl Scott en haar span. Dit was ongelooflik dat ten spyte waar dinge nie loop soos wat mense dit graag wil hê nie, en komplikasie op komplikasie ons deur hierdie pad gejaag het, hoe hulle elke bal vang soos wat dit gebeur. Hulle planne aanpas, nuwe planne maak en nie opgee nie. Hulle hantering van my ma van dag 1 tot haar laaste dag was met liefde en respek, en ek dink met hoogstaande professionaliteit. Dit is iets om na te streef. My kollegas en personeel by Medipark, dankie vir julle omgee en julle ondersteuning. Dankie dat ek 'n paar dae ekstra van die aardbol af kon verdwyn, ek het dit nodig. Spesifiek teens, ek dink jou ore bloei party daar, maar die gesprekke wat ons deel, hou my kompas op noord gekalibreer, en ek is baie dankbaar. Vir vriende en familie wat aanhou ondersteun, vir hospitaalbesoeke, oproepe, boodskappe, vir my ma se skoolvriende en vriende deur die jare, wat my tot by die praktyk opgespoor het, toe hulle nie meer van haar hoor nie, en hulle was oor haar bekommerd het. Daar het hoeveel oproepe na Rina toe deurgekom van mense, wat my so opgespoor het om te hoor hoe dit gaan met haar. Vir bemoediging uit alle oorde, die dinge vir ons skeef gedraai het, oom Thys en tannie Emily, wat jarelange vriende van haar was, maar ook tot eind uit vir haar besoek het, maar ook die bediening wat julle daar langs haar bed gedoen het, vir haar en vir ons. Vir Mattie, wat dadelik op die vliegtuig gespring het, binne 'n dag 'n kaartjie geboek het en die was. Dankie dat jy hier is. Ek is Here dankbaar vir die tyd wat julle kon saam hê. Dankie ook vir die tyd saam met ons. Dit is my werklik kosbaar. En dis hoekom die dominee my eerste laat praat het. Vir Jana, Here het my mooi gesorg met jou. Dankie vir al die hulp en die reëlings en die absorbeer van goed en die buffer. Dankie vir jou liefde aan beide my ouers, en vandag spesifiek dankie vir jou liefde aan my ma. Dat jou dag nooit te vol is vir 'n liefdesdaad. Vir jou flinke ambulansdienste, en 3 keer wat jy ergens heen moes jaag met iemand, om eintlik amper 'n lewe te red, as ek nie dadelik daar kon wees nie. Vir die laaste 10 en 'n half weke, wat jy naweek vir naweek saam met my Pretoria toe gegaan het, waar jy verpligtinge moes skuif en aanpassings moet maak, en self jou eie pad moes opoffer. Dankie vir elke minuut wat jy langs haar hospitaalbed gesit het. Vir Afkop, wat ons kon help met die vervoer, die administrasie, die verrassing en die ordereëlings rondom die diens. Julle maak 'n moeilike tyd in 'n mens se lewe draaglik. Dankie vir julle respekvolle hantering van my ma. Vir
Picture Café, wat vir ons die stromingsdiens hanteer. Ons waardeer dit ook en ons seker die mense wat nou en later kyk, waardeer dit ook, dat hulle kan deel hê ook in 'n laaste ere betoon aan my naam. En dan laaste met die minste vir Valerie, by die koeltetuin wat weer vir ons blomme, ek het met my pa se begrafnis gesê, ek koop al jare by haar blomme en sy het weer eens nie teleurgestel vandag nie. Ons sê ook baie dankie vir. Die familie het gevra dat ek die huldeblyk namens hulle moet lees, want Dolf het gesê, hy glo nie, hy gaan dit maak nie, en as julle hierdie mooi huldeblyk hoor, dan dink ek was dit 'n wye keuse of besluit om dit te delegeer, en ek hoop ek gaan aan dit wat hier staan reg laat geskied. Gaan dit op die skerm ook wees, om Pieter, is hy nie daar nie. Jy kan op die begrafnisblaadjie volg, dis op die eerste bladsy, aan die binnekant, die linkerkantste bladsy. Ons groet 'n nooi uit die verre Wes-Transvaal, met die aarde in haar are. Op Groenpan het sy haar begin, 'n prachtplaas in Dellerywil distrik. Sy was die amper laatlam van Dolf en Mattie Kotse, met Flip die oudste en Mali in die middel. Haar ouers is steunpilare van hulle gemeenskap en het diep wortels wat wyd uitstrek tot familie en kennisse oor die wyte en breedte van ons land. Sy is ferm gevestig in hulle waardes en geskiedenis en diep geanker in haar skepper. Op 'n tere 5 begin sy haar skoolloopbaan. Sy het een kamermaat van graad 1 tot standaard 9 en die bly 'n lewenslange vriendin vir meer as 70 jaar. Baie skoolvriende was tot haar laaste dag betrokke by haar. Met blink oë begin haar tersiêre onderrig as maatskaplike werker. Dit is in daardie jaar een van die nuutste studierigtings aan die destydse PUK en sy word 'n baanbreker in haar eie tyd as een van 15 in haar klas waar vroue tradisioneel ander beroepe sou volg. Op 'n naïewe 20-jarige ouderdom begin sy haar beroep in die Goudvelde, waar sy ontnigtering en idealisme met realisme in haar menswees inweef. Met opregte liefde en entoesiasme pak sy daagliks haar taak aan en raak sy baie ander. Sy maak oral langs haar weg vriende wat lewenslang deel van ons binnekring sou raak. Sy beywer haar 40 jaar in die beroep vir die weerloses en die gerasionaliseerdes en kinders sonder 'n stem. Sy bedien die woord, tesame met die uitkoms wat sy probeer bewerkstellig. In haar bagasiebak lê daar vandag steeds 'n sak Bybels, wat sy oral uitdeel. Haar salaris sou baie monde voer, waar nood haar hart breek. Op 'n blinde afspraak ontmoet sy vir Niels op 26 Augustus 1976, op 27-jarige ouderdom. Hulle raak verloof op 9 September daardie jaar, en trou op 27 November in dieselfde jaar. Sy spot jarelang dat die hele wêreld seker die almanak sou dophou oor die skielike troue. Eers 3 jaar later word Dolf vir hulle gebore, en nog 5 jaar later Mattie. Sy ondersteun haar eggenoot in sy vooruitgang, en hulle trek wyd en suid met 'n oomblikse kennisgewing dat haar man kon gedei. Hulle gesin word 'n hegte eenheid waar haar kinders kon ontwikkel en blom. 'n Leeftyd van familie, gesin, vriende en kennisse getuig van 'n lewe wat liefde tasbaar gemaak het. Sy handhaaf opinies wat partykeer haar populariteit in gedrang sou bring, maar het 'n karakter wat nie terugdeins as sy moes opstaan vir wat reg is nie. Haar humorsin was aansteeklik en 'n skerp getuie tot haar intellek. Haar portefeulje van stokperdjies en talente het dit bevestig. Haar pragtige sangstem bly baie steeds by. Haar binnekring en haar gesin sou getuig dat die Spreuke 31 vrou wie sy lewenslang bewonder, haar eindbestemming sou wees. Ons dank haar Skepper vir haar en herinneringe aan haar wat voortleef in ons almal. Ek gaan 'n oomblik gee waar ons stil word voor die Here.
tye soos die, met die woorde wat ons nou gehoor het, vertel dit ook tog maar 'n stuk pad, wat 'n mens met Tannie Molly gestap het en sy met julle, maar om in oomblikke soos nou voor die Here te wees, in gebed tot die Here te nader, dis een van die kosbaarste voorregte wat ons het. Vir julle, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, om eintlik 3 ouers in 8 maande te verloor. Ek wil mense skaars getreur oor die een, dan begin jy treur oor die volgende een, en die volgende een. So julle paadjie is rof, maar gelukkig ken die Here julle harte, ken hy ons almal se harte, ook ons seer, julle seer en verlange, en kom ons bring dit voor sy voete. Ons sê, Here, hier sit ons vanoggend, u wat ons ken, ag kom hou ons maar net vas, kom deel die troos aan ons uit, die woord wat ons gaan hoor, die gees wat in ons woon, laat hierdie troos in ons harte ankerpunte vind. En as die orgel begin speel, dan gaan ons as fotum dan sing, lied 266, die Onse Vader, waar ons juis in gebed die aangesig van ons Vader opsoek, wie ons alles is, wat ook Tannie Molly se alles is. En dit is ook 'n kosbare troos. Kom ons word stil en dan rig ons harte tot die Here. En as die orgel speel, dan sing ons sittende lied 266. Here, vir wie ons so in gebed nader. Ons Vader wat in die hemel is, wat aan alles wat aan hom behoort, aan wie al die lof en die eer toekom, is die een wat julle vanoggend groet, ons as gelowiges groet, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot sy lof, en dit klink snaaks en vreemd om op 'n troostdiens te sê, kom ons sing tot lof van die Here, ons kan nie anders nie. Dis hy wat hierdie genadepad in Christus met ons stap, en aan ons die lewe gee, die lewe wat Tannie Molly ook het, en daaroor moet ons hom loof en prys, en kom ons doen dit staande met die twee liedere wat op die skerm gaan verskyn, lied
582, nee, ekskuus, ek is verkeerd, lied 478 en ook lied 354. Ons troos vanoggend kom uit 'n pragtige gedeelte uit die woord van die Here. Openbaring 21. Ons gaan die eerste 7 verse saam lees. Toe ek daar by Dolfele was en ons nou praat oor watter gedeelte ons gaan lees vanoggend as troosboodskap, was dit die gedeelte waarop ons uitgekom het. En dit is 'n pragtige gedeelte. Dis 'n diep gedeelte. Dis 'n gedeelte wat troos op troos, genade op genade opnuut vanoggend weer laat hoor. Maar voordat ons dit lees, kom ons word stil voor die Here. Here, dankie dat ons lewens op 'n vaste fondament geanker is. Geanker is in die een wat aan 'n kruis uitgeroep het, dit is volbring. Vader, in die hande gee ek my lewe oor. Dankie Here dat ons Here Jesus Christus ons verlosser is, ons anker is, ons rots is, ons fondament is. Ook die waarborg is Here dat U ons nooit sal los nie. Dat U in ons sonde nood U hand na ons toe uitsteek. Maar dat U ook in oomblikke van hartseer, in oomblikke van worsteling,
in die oomblikke van seer en eina wees, nie apaties staan en maar net toekyk nie, maar dat hy na ons toe uitreik, en die Gees wat in ons woon, die teenwoordigheid in ons lewens laat beleef, maar ook die Gees vir ons die evangelie boodskap in ons harte tot lewe roep, ook u beloftes. En dankie Here dat ons hier in ons saamwees daaraan mag vashou. En dat dit wat ons nou gebid het, Here, eintlik ook hierdie belydenis, dankie dat dit ook Tannie Molly se belydenis is. En dat ons wat hier saam is, u daarvoor kan dank vanoggend, Here, tussen trane heen, en tussen seer en brose harte heen, dit is vir ons kosbaar. Daarom bid ons dat u wat oor alles beskik, oor lewe en oor dood, dat u vanoggend die woord vir ons sal breek. U woord van troos, u woorde van bemoediging, en laat dit in ons harte grondvat. Laat ons daaruit lewe. Laat ons vanoggend daardeur getroos wees. Ons bid saam, Here, vir Dolf en vir Jana en vir Matty, vir die moeilike tyd waardeur hulle gaan die afgelope paar maande. En ons weet, Here, dat u elke oomblik by hulle is, en dat u hulle dra tot hier waar hulle nou is. Dankie dat ons mag vra, dat u so moet aanhou met hulle. Maar daarmee saam ook die belofte, wat ons Here Jesus vir sy disippels gegee het, ek is by julle, al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Dankie dat dit ook hulle troos mag wees, in hierdie seer en moeilike tyd in hulle lewe. Ons bid dit alles, in die naam bo alle name, Jesus Christus ons Here. Amen. Openbaring 20, die eerste 7 verse. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid, wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewende water, verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Ons lees net tot daar saam. Dolf, Jana, Matty, familie en vriende, om getroos te wees in die lewe, is een van die kosbaarste belewennisse vir 'n mens. Nou, ons almal gaan maar deur moeilike tye in die lewe. Die lewe is nie altyd maklik nie. Die lewe vra baie meer as wat dit gee. Maar dan daarmee saam, is daar mense in ons lewens vir wie ons lief is, wat vir ons kosbaar is, wat spore en vingerafdrukke in ons lewens los, en wanneer hulle sterf, dan is dit amper asof dit voel of vir mense wêreld in duie stort, asof vir mense lewe in duie stort.
met ouma, ja, ek dink jou kar ken al die pad hospitaal toe ook, jy sit hom net aan, dan ry die kar. 'n vermoeiende pad, 'n worstelpad, en Mattie, vir jou ook, ons het daaroor ook gepraat, dit is nie maklik nie, om te worstel met die Here. Dit is moeilik, dit is swaar, maar in die worsteling kom ook die troos, want jy sien, ons as gelowiges wil ons nou nie hê dat dit sleg gaan met die mense vir wie ons lief is. Ons wil tog nie hê dit moet, die mense vir wie ons omgee, moet seer en lyding in die lewe hê nie. Dit is asof 'n mens wil sê, Here, gee dit maar liewer vir my, ek sal dit vat, maar spaar die mense om my. Maar die Here het ons maar 'n plan met mense se lewens, ook met Tannie Molly se lewe. En so in ons saamwees vanoggend, is 'n mens diep bewus van hartseer ook in julle lewens, van 'n behoefte om getroos te wees. Nou 'n mens is mos 'n eienaardige ding. Kyk, ons sal vir mense as hulle vra, hoe gaan dit nie, dit gaan swaar, of dit gaan goed, of mens, sê mos maar net so ietsie. Die werklike diep en die werklike seer, die diep trane, die groot trane, die wys ons mos maar nie vir die wêreld nie. Maar gelukkig weet die Here van dit. En dis waar 'n mens se hart se punt heen hinker. Die troos vir die diep seer, vir die diep hartseer. En dit kry mens gelukkig by die bron van ware troos, by die lewende Here self. Ook in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het. Die hele Openbaring brief is eintlik geskryf om troos te bring, om bemoediging te bring vir mense wat deur swaar tye gaan, deur hartseer gaan, deur worsteling gaan, om iets te ontdek van wie God is, wat hy in Christus gedoen het, wat hy besig is om te doen, maar ook die beloftes van die Here van dit wat kom, van 'n nuwe bedeling. Die ware troos wat ons hier vanoggend gelees het, is die hart van die evangelie. En dis nie maar sommer net goedkoop woorde nie, met respek gesê, dis nie slapstick woorde nie, dit is woorde wat geskryf is in bloed, in die bloed van ons Here Jesus Christus. Dis in hom bekragtig, en dit kry in hom betekenis en sin. Nou 'n bietjie agtergrond oor die Openbaring boek, en dan gaan 'n mens onmiddellik agterkom waar lê die troos. Johannes, die skrywer van Openbaring, is verban op die eiland Patmos, omdat hy geglo het. En hy sit op die eiland Patmos, en ek dink hy het by homself ook gewonder, maar is dit die moeite werd om te glo? Is dit die moeite werd om aan die Here vas te hou, sy beloftes vas te hou, as dit met 'n mens swaar gaan, dit nou lyk of alles maar te vergeefs is? En daar op sy eiland waar hy nou sit, in sy alleenheid, verskyn die Here aan Johannes, en hy bring 'n diep slaap oor Johannes, en hy laat hom dit sien wat aan die einde van die tyd gaan gebeur. God gee eintlik vir Johannes 'n kykie in hoe dit gaan ontvou, God se plan vir hierdie wêreld. En dan sê die Here aan die begin van die Openbaringbrief, skryf dit neer, skryf dit dat gelowiges dit kan lees. Gelowiges wat soos Johannes vervolg was, in die tronk gestop is, van hulle is doodgemaak. Gelowige manne, vroue en kinders wat vir hulle self ook die vraag moes uitmaak, maar is dit die moeite werd om te glo? Ook as ek geliefdes verloor, want van hulle geliefdes was doodgemaak, is dit die moeite werd om nog aan God vas te hou? Is daar enige waarde in geloof? Is daar enige waarde daarin om 'n pad met God te stap? Dan sê die Here vir Johannes, skryf neer, dat my kinders dit kan lees, dat hulle getroos mag wees, maar dat hulle ook hoop kan kry vir dit wat hulle beleef, hulle situasie, die hoop wat geanker is in 'n nuwe begin. En as mens die Openbaringbrief die begin gaan lees, dan is die eerste ding wat Johannes sien, die lewende Here, wat tussen sy kerk wandel. Die lewende Here wat nie sy kerk in die steek laat nie, wat nie in die tye van beproewing, tye van onstuimigheid wat in die kerk afspeel in die tyd van die Openbaringbrief, maar een kant toe staan en sê, nee, sterkte, ek hoop hulle kom maar deur nie. Die lig val op die lewende Here, wat tussen sy gemeentes wandel. En dis ook vanoggend die troos, dat die lewende Here wandel ook tussen ons, in julle. En hy laat hierdie kosbare trooswoorde vanoggend vir ons tot lewe kom, deur sy Gees wat in ons woon.
Die Gees wat vir ons sê, jy mag dit maar glo. Nou net die vorige hoofstuk, hoofstuk 20, is baie ontstellend, want dis nou waar die oordeel oor die duiwel voltrek word, en 'n mens dink, dis nou die einde van die wêreld, en is angswekkend, en dis hoe dikwels Openbaring deur gelowige mense gelees word. Dis 'n verskriklike boek, mens moet dit nie lees nie. Maar tog is dit 'n boek van troos, is 'n boek van hoop. En dit bring ons by hoofstuk 21, waar Johannes dan nou 'n klomp dinge sien, maar God vir hom wys wat aan die einde van die tyd gaan gebeur, maar ook wys wat reeds in Christus aan die gebeur is. Hy sien in hierdie droom van hom die nuwe stad Jerusalem, wat verhuis van God af. God stuur hierdie nuwe stad. En die rede hoekom hy die nuwe stad moes stuur is dat die skepping, soos wat ons dit ken, vernietig gaan word, aan die verbygaan is. 'n Skepping wat oorgelewer is aan die houvas van die sonde, 'n skepping wat oorgelewer is aan die verganklikheid, 'n skepping wat hartseer ken, wat ellende ken, wat lyding ken. Maar Johannes sien dis 'n tyd wat verbygaan. Dis 'n bedeling wat verbygaan. En as mens sit waar julle nou vanoggend sit, dan voel 'n mens soms, jene, maar wanneer gaan my trane ophou? Wanneer gaan die seer ophou? Die hartseer om 'n geliefde te verloor. Wanneer gaan dood ophou? Wanneer gaan siekte ophou? Daar kom 'n nuwe bedeling. En dis wat Johannes sien. 'n Nuwe bedeling in Christus. Die nuwe stad Jerusalem, skoon soos 'n bruid, sê die lied mos, voorberei vir haar bruidegom. En die bruidegom is die een wat aan die kruis gesterf het, sy lewe gegee het vir sy kerk, vir gelowiges, sodat hulle kan bely, dat hulle koninkrykskinders is, dat hulle God se kinders is, nie uit verdienste nie, maar uit genade alleen. En dis ook maar by Tannie Molly 'n refrein gewees, daar was nie aanplakkerigheid oor haar gewees, oor prestasies wat haar ergens in die hemel gaan bring nie. Dis maar alles genade. En dit is wat Johannes hier in die gedeelte sien. En dan breek daar 'n pragtige toneel aan, waar hy 'n stem hoor wat van die troon af praat. Nou, dit is soos 'n proklamasie, kan 'n mens nou maar sê, 'n koninklike dekreet wat uitgevaardig word. En hierdie dekreet is 'n waarborg, 'n troos vir elkeen wat glo. Hy hoor die stem wat sê, God kom bly by mense. Hy kom maak tussen mense vir hom 'n woonplek. En hierdie mense maak hy sy volk. En vir die mense is hy hulle God. Wat dit so aangrypend maak is, hier aan die einde van die Bybel, hier aan die einde van Openbaring, hoor mens eintlik die ou belofte, wat aan die begin van die Bybel gemaak is deur die Here. As die Here vir Abraham sê, ek sal vir jou 'n God wees, ek sal vir jou nageslag 'n God wees, ek sal jou nooit los nie, ek sal jou altyd vashou. Ons hoor daai ou belofte weer hier in die Nuwe Testament aan die einde, waar God wil kom sê, ek is 'n God van my woord. As ek sê ek stap 'n pad met mense, dan stap ek dit al die pad saam met mense in die bedeling wat verbygaan, maar ook in die nuwe Jerusalem in. Mens hoor ook die betekenis van die Here Jesus se naam, Immanuel, God by ons, God wat by mense kom woon. Mens hoor ook, dit is volbring, dit is vas. En dit is ons troos as gelowiges, dat ons verby hierdie bedeling kan kyk. En besef dat hierdie bedeling is nie die enigste bedeling nie. Dis nie hoe ons maar vir lengte van dae in hierdie wêreld vasgevang gaan wees nie. Daar is hoop. Daar is troos. Want die nuwe Jerusalem is die plek waar ons tuiste gaan inneem. Nou gelukkig is die nuwe Jerusalem nie net vir ons wat agterbly nie, dis ook vir die wat in Christus sterf. As die Here met Maria praat, dan vra hy vir haar 'n belangrike vraag, of hy sê vir haar, elkeen wat in my glo en sterf sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, glo jy dit? Glo jy dat jy deel het aan hierdie nuwe Jerusalem? Dis eintlik wat hy vir haar vra. En dan haar belydenis, ja Here, ek glo dit. En dis vanoggend julle troos, as familie en vriende.
En toe sê ek glo dit, hierdie nuwe bedeling wat in Christus gekom het. Ek het deel in daardie bedeling, of ek leef en of ek sterf, dis my erfdeel, dit kan nie van my af weggeneem word nie. En hierdie nuwe bedeling, die nuwe Jerusalem, kom met 'n paar beloftes, en ek wil dit tog lees. Jy moet tog oplet, hoeveel keer hoor jy die woord sal in die verse wat ek nou gaan saam lees, van vers 5 af. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk ek maak alles nuut. Nou ekskuus, vers 4. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Is dit nie kosbaar nie? Om in Christus Jesus hierdie troostwoorde te hoor, waar God sê, ek kom woon by julle, trouwens deur sy Gees in julle, in ons, en saam met hierdie inwoning, hierdie teenwoordigheid, die belofte, die waarborg, daar sal troos wees, want die Here sal julle trane afdroog. Dis nie 'n leë belofte nie, dis 'n onderneming wat die Here gee. Die nuwe bedeling waarin Tannie Molly deel het, is 'n bedeling waarin daar nie meer dood sal wees nie. Daar's nie meer lyding nie. Daar's nie meer hartseer nie. Dis iets totaal nuut. Iets totaal anders. En as ons hartseer is oor die mense wat ons verloor in hierdie bedeling, dan is dit die groot troos wat ons as gelowiges het, dat ons mense sterf nie maar net in die niet in nie. Hulle sterf nie maar net in die verdoemenis in nie. Hulle sterf in hierdie nuwe Jerusalem in, wat eendag, wanneer Christus kom, gaan aanbreek. Maar dis 'n lewe wat by God in veilige bewaring gehou word, tot daardie groot triomfanklike dag aanbreek. En ons saam met 'n hemelskare, saam met medegelowiges dit gaan sing, soos wat ons bely, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Maar dis 'n uitkoms wat nie kan verander nie. Dis 'n troos wat nie kan verander nie. Want dis 'n troos wat in bloed geskryf is, in die bloed van ons Here Jesus Christus. Mag dit vanoggend julle troos wees, soos wat dit Tannie Molly se troos is, hoor ek gebruik die woord is, maar ook aan elke ander medegelowige, dat ons sien, danksy Christus, 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe waarin God met mense bemoeienis maak, by mense kom stil staan, 'n pad met mense stap, deur glimlagte heen, deur opgewondenheid heen, maar ook deur trane heen, deur seer kry heen. En dat hulle wat hom bely as die Here van hulle lewe, ontdek dat hy hulle sy kinders maak, sy volk maak, en dat hy hulle Vader is. Mag julle vanoggend aan hierdie salbeloftes van die Here vashou, as 'n kosbare kleinoot, maar ook as troos, ware troos, wat julle op julle harte kan skryf, en julle harte mag koester, totdat die Here weer kom. Amen. Ek gaan vir oom Thys vra om vir ons eintlik moet ek sê dominee Thys, maar ek sal oom Thys ook sê, hy gaan vir ons die slotgebed doen. Hy en sy vrou het 'n lang pad saam met Tannie Molly en oom Niels gestap, en hy gaan vir ons die slotgebed doen. Asseblief oom Thys.
Dankie, Oom Thys. Ons gaan met 'n kosbare lied van troos afsluit, wat ons hierdie evangelie woorde wat ons vanoggend gehoor het, in ons harte mee vasbind as belydenis, ook waaruit ons gaan lewe as ons by die deure uitbeweeg. Ons gaan staande afsluit met lied 582, bly dan net so staan vir die seëngroet, en dan gaan ons die familie geleentheid gee om eers uit te beweeg na die deure toe, die familie en die naby vriende, na die nissie toe, en dan is dan na die tyd natuurlik in die saal verversings vir julle om te geniet en om saam te kuier. Kom ons sluit af met lied 582. Here stuur julle uit met 'n troos en 'n waarborg. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal saam met julle gaan en bly. Amen.
Hy nou aan of af die ding? Dalk dit afsit. Ek dink dat mense verstaan nog praat. Met hulle reëling tref, maar nie die ander het hoor nie. Julle is welkom om nader te staan. My stem gaan nie so ver dra nie, so staan asseblief nader. Hier's 'n sonkolletjie ook vir die wat daar wil gaan stelling inneem. Ons verrigtinge hier by die muur gaan soos volg verloop. Ek gaan 'n geleentheid gee dat julle Tannie Molly se oorskot vir ons daar langs om Niels bære. Ek sien sy's voor, so dit is ook 'n goeie ding. En dan gaan ek die familie geleentheid gee om hulle laaste eer te betoon. Daarna as daar van julle is wat hulle voorbeeld wil volg, gaan ek dit aankondig. Daar gaan 'n geleentheid, of jy gaan dit eintlik aankondig, ekskuus. Gaan ons 'n geleentheid vir die laaste eer betoon deur familie en vriende gee. En dan gaan ek vir ons oorgaan na die begrafnisformulier, geloofsbelijdenis en 'n gebed, waarna ons hier gaan verdaag. So ek gee vir jou eers dan oor. Sal dat die familie van nader staan? Kan maar nader staan, ons kan al 'n geleentheid kry.
is wat 'n geleentheid wil hê, is julle welkom om nader te staan. Is dit almal? Ek gaan vir ons die begrafnisformulier voorhou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Tannie Molly deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. As ons so saam is, ons weet dit is net stoflik, ons weet dit. Maar wat sê gelowiges vir mekaar in tye van hartseer? Ons sê vir mekaar wat ons glo. En as ek nou die geloofsbelydenis voorhou, is jy welkom om dit hardop saam op te sê. Waar ons vir mekaar hier tussen trane en seer harte heen sê, ons hoop, ons troos is God drie-enig, wat ons vashou, ons dra, ons koester, ons troos, en in Christus vir ons die nuwe lewe gee. Jy is welkom om hardop saam met my te bly as jy sou wou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons dit mag bely as gelowige kinders. Dankie dat die Gees ons lei tot hierdie woorde, die woorde wat vertel van wie U is, maar ook van die genadepad wat U met mense stap. En dit beaam die woorde van Openbaring 21, Here, dat U by mense woonplek maak, en dat U in ons woon, en dat ons dit mag bely, dat ons glo. Ons glo in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat met genade op genade in ons lewens besig is, wat die nuwe lewe bewerk,
maar ons ook die ewige lewe laat sien, daarin laat deel hê, dit laat leef. Dit is ons troos. Dit is vir ons kosbaar. En dankie dat ons hier in ons saamwees, Here, vir U mag dankie sê dat Tannie Molly ook deel van ons lewens kon wees. Van elkeen wat hier staan op 'n manier, of dit 'n ma is, 'n vriendin is, dat sy mense se lewens kon aanraak en dat hulle saam getuienisse kan gee van Tannie Molly se rol in hulle lewens. Maar dankie dat ook sy deel het soos ons in die lewe in Christus, wat nie eers deur die dood van ons al weggeneem kan word nie. En dankie dat U ons met dit troos. Ook as ons uit mekaar uitgaan, na die verrigting by die saal, die saam kuier, saam lag, ja ook saam huil, wil jy asseblief U hand oor elkeen hou, op hulle reis terug na hulle huise toe, maar ook op ons lewensreise, wat ons hier op aarde mee besig is. Mag dit wees, Here, tot 'n getuienis van U en wat U doen, maar ook tot die verheerliking van U naam. En dankie dat ons kan weet dat die Gees ons hierin sal bystaan. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen.